Ek groet julle weer eens in die wonderlike naam van Jesus. Ons is verteenwoordigers van 'n hemelse koninkryk. Dit is hoekom ons sê, ons groet julle in die naam van Jesus. Ons is verteenwoordigers in sy koninkryk. Hoofstuk 5 vers 4, my beminde het sy hand deur die deuropening gesteek, toe het my binneste in hom oor beroering gebring. Nou wat gebeur het? Sy was rustende, en hy kom roep haar na 'n hoër roeping. Hierdie hele reaksie was 'n dieper roeping van sy kant af, in 'n dieper gemeenskap met hom, en 'n kastyding van geestelike nalatigheid nie. Hierdie was dieselfde hande wat haar omarm het, omdat hy steek sy hand deur die deuropening, sy sien sy hande, nie? Nou hierdie hande was dieselfde hande wat haar omarm het, die hande wat haar met soveel tederheid onder haar hoof geplaas het, 'n hand met die letsels van die spykers daarop. Die Here gebruik nou weer eens daardie selfde hand om sy roeping aan haar bekend te maak. Deur sy hand hierdie deuropening te steek, beteken dat die Here hierdie nuwe roeping aan haar bekend wou stel met die deel van sy liggaam wat boekdele spreek. In die hande is die letsels van die kruis. Deur die gebruik van sy hand het hy haar laat dink aan homself. Die letsels op sy hand was verteenwoordigend van wat op sy hart was, 'n openbaring van sy ware en werklike self. Jesaja sê, hy was 'n man van smarte. Hoofstuk 5 vers 5, ek het opgestaan om vir my beminde oop te maak, terwyl my hande drup van mirre en my vingers van vloeiende mirre op die handvatsel van die grendels. Nou sy weet, sy's nou volwasse, sy weet wat die kruis beteken, sy weet dat sy moet saam met hom ly, sy weet, daarom drup haar hande van mirre. Sy weet wat die kruis vir haar beteken, en sy weet dat dit so deel van haar lewe moet wees elke dag. Sy lewe het so deel van haar geword, dat sy deurweek is met daai mirre. Sy is bereid om vir hom te ly, al is sy bang daarvoor, sal sy nog gewillig bly. Haar vleeslike gevoelens skree nee, maar haar hart behoort aan hom, en binne in haar is 'n ander motivering waaraan sy nie gewoond was nie. Dit is die krag van die Heilige Gees wat haar leer om gehoorsaam te wees aan hierdie roeping. Vers 6 sê, ek het vir my beminde oopgemaak, maar my beminde het weggedraai, verbygegaan. Alle mure wat skeiding gebring het tussen haar en haar beminde is weg. Sy is nie bewus daarvan dat sy weer 'n skeiding gaan beleef, wat sy nie verwag het nie. Maar die vrug van hierdie tydelike skeiding, soos sy dit gaan ervaar, gaan 'n nog dieper eenheid tussen hulle bring. Onthou, hoofstuk 5 gaan om hom te ken, en ook die gemeenskap aan sy lyding. Dis waaroor hoofstuk 5 gaan. Ek het my besinning verloor, die vers gaan aan, toe hy gespreek het, ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie, ek het na hom geroep, maar hy het my nie geantwoord nie. Wat 'n verwerping beleef sy nie. Hy was nou net hier, wou inkom na haar toe, so het sy gedink, en nou draai hy weg en verdwyn. Dit moes die seerste pyn in haar binneste veroorsaak het, en hoe kan sy dit ooit verstaan? Dit laat ons dink aan Matteus 26 vers 44, my God, waarom het u my verlaat? In hoofstuk 5 vers 7 sê, die wagte wat in die stad rondgaan, het my aangetref. So, en onthou, sy het opgestaan en was gehoorsaam aan sy roepsting. So sy het opgestaan, sy het by die deur uitgegaan en sy het hom gaan soek. Hierdie keer het sy nie die wagte genader soos in die vorige geval nie. Vir hulle het sy 'n wonderlike karakter geword, een wie grootliks getransformeer was na die beeld van Christus. Dit het hulle verwar om te dink dat so 'n geestelike volwasse persoon haar geliefde verloor het. Dit mag wees dat hulle 'n begeerte gehad het om haar te ondersteun, maar hulle gesprekke het haar binneste net meer pyn en lyding veroorsaak. Sy het vertroosting van hulle verwag, maar het niks anders as vermaanings ontvang nie. Dawid sê, die smaad breek my hart, en ek is verswak. Ja, ek het gewag op medelyde, maar verniet, en op vertroosters, maar het hulle nie gevind nie. Dit is ook wat Jesus aan die kruis ervaar het. Niemand het hom getroos nie, niemand het medelee met hom gehad nie. Hy was deur mense verag,
En hier ervaar sy soortgelyke, maar in 'n baie kleinere mate beleef sy dit. Ons moet ook die smaad van die kruis ervaar om hom beter te kan ken. Nou, hy gaan verder dan sê hy, hulle het my geslaan, my gewond, die wagte by die muur het my mantel vir my afgeneem. So hulle het haar ontbloot. Die wagte wat eintlik veronderstel was om haar na Jesus toe te verwys, om haar te help soek. Hulle het haar geslaan, hulle het haar gewond, hulle het haar kleed van haar afgeruk. Dit is verskriklik as mens daaraan dink. Waarskynlik was daar geen einde aan haar lyding nie. Hulp en vertroosting het sy nie gekry nie. Maar wat nou met haar gebeur het, het haar 'n oop bespotting laat beland. Hulle wat die wagters van die Here was, wat haar moes beskerm dat sy nie in die publiek tot skande gekom het nie, begin om haar te ontbloot en begin haar konsyse mislukkings uit te basyn. Hulle was juist die wat haar onregverdig en rof behandel het, en wat die mantel wat haar bedek het, by haar afgeruk het en haar in openbaar tot skande gemaak het en haar in 'n uiterste teleurstelling geplaas het. Eintlik het hulle van haar konsyse mislukkings publieke nuus gemaak. Soos met Job van ouds, elke vriend van wie sy begeer het om haar te help, het teen haar gedraai en haar veroordeel. Job se vriende het hom ook veroordeel. Ook vir hom gesê, man, vloek God en sterf. Nee, so wanneer baie keer mense in hierdie situasie is en die Here diep in hulle lewe werk, dan gee ons nie vir hulle die regte raad nie, en ons verstaan nie waarmee die Here besig is in hulle lewe nie. Die Passion Translation sê, they beat me and bruised me until I could take no more. So erg het hulle haar geslaan. Nou hoofstuk 5 vers 8 sê, ek persweer julle dogters van Jerusalem, as julle my beminde vind, wat sal julle hom vertel? Nou ware liefde voel geen pyn nie. Haar liefde vir haar beminde verdoof al haar teleurstellings wat sy in die wagte gekry het, ook die pyn en seer wat sy beleef het. Dan roep haar siel nog steeds uit dat sy krank is van liefde. Is dit waar in ons lewe? Is dit waar dat sy liefde alle pyn verdoof wat enige iemand anders as ons doen, aan ons doen? As dit nog nie die geval is nie, dan ken ons nog nie sy liefde nie. Want as ons sy liefde en aanvaarding ken, dan sal dit alle pyn van almal wat enige iets teen ons doen, verdoof. Sy wil nie hê dat hulle haar beminde sal vertel van haar pyn nie, maar van haar liefde vir hom. Jesus se liefde aan die kruis het nie die Vader vertel van sy pyn nie, maar hy het uitgeroep, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hier kan ons onsself vergelyk en toets. In watter lewe leef ek? Leef ek in die Christuslewe of leef ek in die vleeslike lewe? As mense my so seer maak en dat ek hulle nie meer by hulle wil kom nie, hulle wil haat en allerlei dinge, dan leef ek nog in my ou lewe. Maar as mense my seer maak, gaan ek hulle aanhou lief hê, want dit is wat Jesus aan die kruis gedoen het. En sy lewe is in ek en jou. En daai lewe moet sigbaar word deur ons. Hoofstuk 5 vers 9. Wat is u beminde meer as ander bemindes, u skoonste onder die vroue? Wat is u beminde meer as 'n ander beminde, dat u ons so sou besweer het? Dit is die geval van sommige wat nie die volwasse intelligensie en gevoelens van die bruid het nie, dat hulle onvermydelik hom vergelyk met mense, soos wat hulle dinge sien, is die Here Jesus nie volmaak in sy menswees nie. Dis faal hulle om hom te leer ken, deur vergelykings te maak, of deur middel van teenstellings waar hulle hom vergelyk met iemand anders. Nou goed, ons kom nou aan die einde van hierdie sessies wat sy deur hierdie verskriklike worsteling gaan. Vanaf die volgende vers, 5 vers 10, wat ons nou nie hierdie week gaan behandel nie, borrel sy soos 'n
tuin oor haar beminde. As hulle hom dan nie so ken nie, sal sy oorloop van liefde om aan hulle mee te deel hoe onvergelykbaar hy is met enige iets wat hierdie wêreld jou kan bied. Sy wil hom aan hulle voorstel of tentoonstel sodat hulle ook sy liefde kan leer ken. Haar pogings word deur haarself gekniehalter, want sy grootheid is te groot om te beskryf deur woorde en te groot om te begryp deur enige vleeslike denke en te groot om te begryp deur die mees intelligente mense op aarde. Dit is ver, ja baie ver bo dit. As ons onsself nou gaan vergelyk met in hoofstuk 5. Jy weet, Richard Wurmbrand was vir 13 jaar in 'n selletjie opgesluit en hulle het hom elke 1 keer, 2 keer 'n week uitgehaal uit daai sel uit en hom dan gemartel. Hulle het hom gebrand met warm ysters in sy maag. Hulle het sy voete geslaan, aanhoudend geslaan die hele dag. Hulle het verskriklike dinge aan hom gedoen wat ons nie eens wil noem nie. Maar weet u wat het Richard Wurmbrand gesê? Na al sy 13 jaar se marteling het hy vir Jesus gesê, Here, ek wil nie in die hemel wees as my martelaar wat my gemartel het ook daar sal wees nie. Dit was sy hart. Sien jy die vrug wat uit sy lewe uitgekom het? Wat vrug kom uit ons lewe uit? Richard Wurmbrand het hierdie vrug van mirre, balsem en allerlei speserye het hy laat uitkom terwyl hy onder daai verskriklike martelinge was. Wat se vrug kom uit ons lewe uit? As iemand ons net bietjie aanspreek, is ons kwaad vir hom. Wat se vrug is dit? En wat 'n lewe leef jy? Leef jy in jou ou lewe nog? Leef jy in die Christus lewe? Ons moet ons met hierdie hoofstuk 'n bietjie in onsself ondersoek en bietjie sê, Vader, kom wys vir my in watter lewe ek leef. Het jy nog skuld teen iemand? Ek praat nie van finansiële skuld, ek praat van skuld jy iemand nog 'n verskoning? Gaan maak reg vandag. Gaan maak reg jou lewe. Gaan maak reg wat jy weet die Heilige Gees jou sê jy moet regmaak. Vergewe en vergeet. Baie mense sê hulle vergewe, maar hulle vergeet nie. Dis nie vergifnis nie. Jesus gooi ons sondes weg in die see. Hy dink nie eers meer daaraan nie. Hoe vergeef ons ander mense? Wat is ons gesindheid as ons hulle sien? Hierdie is dinge wat belangrik is, want as ons nie mense vergewe nie, dan dring ons die gif en ons dink en ons wil hê hulle moet doodgaan. Dit is wat onvergifnis doen. En die hele kruis is 'n teken van vergifnis. Alles wat aan daai kruis gebeur het gegaan oor vergifnis. Daarom sê die Here, as jy nie vergewe nie, sal ek ook nie jou sondes vergewe nie. Hoe gaan ons voor hom staan? Kom ons vra vir Papa Vader, dat hy vir ons sal help en wys, en dat die Heilige Gees met ons hart sal werk, tot ons in hierdie vereiste gehoorsaam sal raak, om mense te vergewe. Dit maak nie saak wat het hulle teen ons doen nie. Vader, ons bid, ons kom weer na U toe, in die naam van U wonderlike Seun, Jesus Christus, en ons vra dat U Heilige Gees in ons harte sal lewendig maak, dat ons sal regmaak, alles wat U nie behaag nie, dat ons uit U lewe uitleef, dat ons die vrug wat U in ons lewe inbou, dat dit sigbaar sal word na buite, dat die mirre en die balsem geryk sal word, die balsem van 'n dooie mens wat gebalsem is, die mirre van die lyding, wat ons in steede van 'n aaklige geur, 'n geur van mirre, 'n lieflike geur voor U sal afgee. Vader, ons bid dit in U wonderlike naam. Amen.